En we gaan met julle vir julle die vraag om iets te doen. Okay. As ek sê sit, dan wil ek julle met julle hande net so op julle bene sit, so, net so. As jy sit. Jy weet mos, die foto's wat jy geneem het by die skool, moes jy altyd die hande op jou bene gesit het. So gesit het of iets, maar sit jy hande so op jou bene, as jy sit. Kijk. En dan gaan ek sê, loop. Dan staan jy op, dan maak jy weer so. Nee? Okay? En as ek sê staan, dan maak jy soos hulle in die army doen. Staan. Kom ons terug gaan. Sit. Loop. En staan. Dankie. En dan kom ons sit. Of is dit nou loop? Okay. So vanmôre se diens gaan alles oor sit, loop en staan. Maklik, hè? Sit, loop, staan. Lekker. Okay, so. Sit, loop, staan is vanmôre se diens, maar weet julle wat, as jy die boek Efesiërs lees, of die brief Efesiërs lees, dan is die hele Efesiërs gebaseer op daai drie goed. Sit, loop en staan. Dit is nou interessant, hè? We gaan 'n bietjie met julle gesels oor vanmôre, maar om te praat oor sit, weet jy iemand nodig om met te kom staan. Kom we gaan, ja. Staan meneer nog. So as ek praat oor sit, maar jy moet staan. Kijk, mag ek jou sit? Okay. So, jy moet net al staan en glimlag, okay. Nou nie goed is. Right. Goed. Jy is spesiaal. Wie vind jy nou van as jy is iemand wie sê, jy is spesiaal? Weet jy nie, as jy maar net gekom en jy gesê, jy is daarom so oulik. Ek is so trots op jou. Hoe is jy gevoel? Lekker, nee. Jy voel, wow, jy sê, maar ek beteken iets, nee. Miskien moet ons gaan af mekaar, jy sê, ek jy vir die persoon langs, jy is spesiaal, sê die persoon. Jo, dis dan lekker, nee. As jy visie spesiaal is, iemand vir jou bekende mag gee, iets wat jy gedoen het, jo, maar ek is trots op jou. Dit is maar 'n lekker gevoel. As jy hard gewerk het en iemand sê, ek is trots op jou, baie mooi gedoen. So, ons almal voel, ons is spesiaal. Nou ek het ek wil almal vertel. En dit is, God is trots op ons. God sien ons as baie spesiaal. God is baie lief vir ons. Ons is spesiaal vir hom. Nou check jy. Hebreërs 2 vers 11 sê, hy wat heilig maak, sowel as die mense wat heilig word, is almal uit die Vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie. Nou, hierdie gedeeltjie kan interessant klink. As jy sê hy wat heilig maak, wie maak heilig? God. Sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit een Vader. Uit God, een Vader. So Jesus, een Vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam hulle sy broers te noem nie. Right. So Jesus is nie skaam om ons sy broers te noem en al die dames susters te noem. So nou, het jy al ooit gehoor van die mense by die army wat sê, ons is so naby aan mekaar dat ons broers geword het. Jy het gehoor, wie was in die weermaak geword, van Jesus, die keer lang. Nee, was het so gewees? Die mense in die bataljoen gehad, is hulle die broers geword. En, dit is hulle met dames, as hulle so baie in die salone is, en hulle naals doen en goed, daai mense wat letterlik is sissie, is ek reg? Ja, ek spot so nee. Maar het is so. En as jy sê, wat is jou broer? Dan sê jy maar, nee, ek is trots dat hierdie persoon, ek is trots om te sê, hierdie persoon is langs my. Dit is my broer. En ek is trots op hierdie persoon, ek is nie skaam nie, dit is my broer. En Jesus sê, hy is nie skaam vir ons nie. En dit is genoeg om vir ons te sê, dat Jesus sê, ons is spesiaal, want ons is gemaak deur God. En God maak die foute nie. Ons lees in Psalm 139, hoe God ons aan mekaar geweef het in ons moederskoot, perfek en reg. Waarom is God trots op ons? Hy sê, jy is spesiaal vir my. Dis kry, nee.
Maar obviously weet ons al was 'n probleem, en dit was die woord sonde. Sonde was 'n probleem. Sonde het 'n wigting gedryf tussen ons en God. Dis nie lekker nie. En dit het gemaak dat daar 'n skeer is tussen ons en God. En toe wat doen God? Hy stuur vir iemand. Ons het dit al gesing. Hy stuur vir wie? Ja, vir Jesus. En Jesus het wat gedoen? Hy het ons gered, hy het ons verlos. Ja, hy het ons skoon gewas, nee? Hy het ons verlos. Nou gaan ek iets vra. Jy is altyd 'n bietjie moeg gestaan, hè? Maar kyk, verbeel jy is moeg gestaan. Staan maar hierso. Wat is toe is dit? Hy sê om die een die kussings, né? Sonder die kussings. Hoekom? Nee, maar nie met my die kussings gaan sit, man. Ok, gaan sit al sonder die kussings. Ok. Jy sit nou lekker, né? As jy nou 'n bietjie sit, dan rus jy mos, né? Ja, nie vir jou, maar ek gewone mense rus, né? As hulle sit. Maar sit in die kussings, gou, sit in die kussings. Nou is dit lekker, né? Dis beter. Hy sê dit is beter raak, maar ok. So nou sit jy 'n bietjie, né? Nou as jy sit, dan rus jy mens bietjie. En 'n mens voel sommer lekker. Wie staan in TV kyk? Niemand. Okay, maar jy staan in kyk. Maar sit in TV kyk op wat? Op lekker banke. Het jy al gesien hoe gaan koop mense banke? Dit is crazy. Hulle gaan voel dit. Niemand stap in 'n huis rond en sê, ja, hierdie het voel reg vandag. Maar as jy 'n bank gaan koop, dan is dit wat jy doen. Jy gaan vat hom, sit jou knie op hom neer, en dan gaan sit jy, maar jy gaan sit snaaks, jy gaan sit half. Ja, hierdie voel gemaklik. En as hy nie gemaklik is, wat doen jy? Jy koop hom nie. Nee, as dit regtig gemaklik is, dan koop jy. So, want jy wil gemaklik sit. En as jy lekker gemaklik sit, en TV kyk, so opstaan, as jy lekker, jy weet, 'n mens voel op lekker, jy het 'n bietjie ontspan en so. Die preek geskryf vir die ding altyd, toe ek met my pa op staptoere gegaan het, stap er aan saad daar in berge rond. Raak jy moeg. En nou is jy lekker stewige opdraande gestap het en oor die klippe geklim daar bo, gaan sit jy op 'n klip of op die graspolle. En dan is dit lekker. Ja. En rus jy. Nou as ons sit ons in die verlossing. Ons sit in die verlossing. Ons sit by ons Vader. Jy hoor dit sê, ons sit by ons Vader se voete. Ons sit by ons Vader. Ons sit op hemelse plekke saam met Jesus. Ons sit in die verlossing. En want as jy lekker sit en jy staan op, dan kan jy weer lekker loop. Jy sit lekker, hè. Gee maar aan klap, hè. Het is nie gewoon, as jy handen klap. Dan kan jy lekker loop. So kyk, ons sit in verlossing. So kom ons sê dit gou so, 1, 2, 3, ons sit in verlossing. So dat ons lekker kan loop. En die deelte hier so, as Efesiërs 2:10 het sê, nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade wat hy ons bestem het. So, wie van julle het al gehoor van wat die hart van vol is, loop nie? Klink van julle het al gehoor, nee. Jou hart is vol. En wanneer ons vol maak met die Here se liefde, wanneer ons vol maak met die liefde van Christus, wanneer ons in hierdie verlossing sit en 'n verhouding met God het, dan verander die manier hoe ons loop. Ek het gister 'n bietjie vir mense verduidelik hoe ry mens verskillende kar van waar af jy kom. Ja, ek het ons gebore by Poortjie, so ek sê ek leer so oor, né? Maar daar is verskillende maniere wat jy kan loop. Jy het die goeie postuur loop. En dan het jy die, ek is baie hoog loop. En dan het jy
ek is op pad om moeilikheid te maak loop. So jy met verskillend loop, maar as jy loop sê iets van jou. As ons loop, moet ons loop in genade. Omdat ons 'n verhouding kan hê met Jesus. Daar's 'n liedjie, want ek het net weer daai okse aansit. Daar's 'n liedjie wat ek wil ons gaan moet saam sing, maar die liedjie sê presies alles. En ek wil julle almal die beweging saam doen op hierdie liedjie. Hy klink so. Kom ons staan op.